Reg. Goeiemôre, dis baie lekker dat ons weer kan saamkuier ook op hierdie oggend. Ek glo in hierdie tyd al is julle in julle huise redelik bewus daarvan van wie slaap die laaste. Oor wie die beregtig beheer oor die TV se afstandbeheer. Jy waarskynlik seker wie gebruik die meeste data ook. Ek hoop julle verduur mekaar nog. Ek het hierdie week nogal baie gedink aan die teks wat ons kry in Matteus, waar Jesus met die bergrede besig is en dan sê, jou linkerhand moenie weet wat die regterhand doen nie. En dan probeer hy iets sê van dat as ons goed doen, wat is ons motief daarachter? En dat ons motief nie moet wees, dat ons self kan roem daarop, dat ons nou hierdie goeie stuk werk gedoen het nie. Maar daar is ook 'n ander teks, ook in Matteus 5, ek dink dit is vers 16, waar Jesus dan sê, laat julle lig so skyn, dat die mense dit kan sien, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook daardeur verheerlik kan word. Ek was regtig hierdie week so bevoorreg om in die middel te wees, van waar baie mense, en ek praat van tientalle mense, kon ontvang, dinge kon kry, omdat ander van ons en van julle gegee het. En of dit dan vleis was, en of dit brood was, kruideniers, goedere, tyd. Ek is so dankbaar dat ons ook vanoggend kan sê, ek dink nie een van julle wat gegee het in hierdie week, het gegee sodat ek vanoggend jou naam hoef te noem, of dat jy daarop kan roem nie. So mag God dan verheerlik word, deur hierdie wonderlike werk, wat ook net die laaste week in ons gemeente gebeur het. Ek graag ons moet vanoggend begin met 2 gebede. Die eerste is 'n lied van Frida van der Heever en Via, en die tweede is ook dan 'n gebed wat ek gaan lees. Dis 'n gebed van Rachel Evans, wat Frida ook vertaal het. So net daar waar jy sit, kom ons bid saam, en ons begin ook hierdie oggend so. Lead me from the unreal to the real. Lead me from the dark to the light. Lead me from the temporal to the eternal. From the false to the true. Lead me, lead me, lead me. Lead me from me to you. Lei my van die misgesna wat is. Lei my van die donker na die lig. Lei my van die nevel na die ewige. Van die sig na die sig. Lei my, lei my, lei my, lei my van ek na ek is. Ons kom soos ons is, sonder om weg te kruip, sonder om toneel te speel, sonder om bang te wees. Ons kom met ons materialisme, ons trots,
ons kleinlike griewe teen ons bure, ons skynheilige minagting vir die veroordeelde mense in die kerk langsaan. Ons kom met ons angs oor die dood, ons desperaatheid om liefgehet te word, ons stormagtige huwelike, ons knaande twyfel, en ons beheptheid met status en selfbeeld. Ons kom met ons verslawings, aan middels, aan werk, aan besittings, aan beheer, aan kos. Ons kom met ons verskille, polities, teologies, rassig of sosio-ekonomies. Ons kom op soek na heiligdom en rus, 'n veilige plek om maskers af te gooi en uit te asem. Ons kom om ons vuil wasgoed lig te gee vir God en almal anders. Want as ons dit saam kan doen, hoef ons nie langer bang te wees nie. Genade en vrede, daar waar jy vanoggend is. Die Here is by jou en vul elke lewensruimte. Amen. Kom ons begin vanoggend met die gedagte, wat is dit waarvan jy vanoggend verskriklik baie van seker is? Kyk, dit kan enigiets wees. Waarvan is jy nou baie seker? Dalk dat dit herfs is, dalk dat jy 'n ouer is, dalk dat jy nog moeg is, wat dit ook al mag wees. Want die oomblik as ons van iets seker is daar in die eerste plek altyd woorde, daar's konsepte, in ons kop het ons die vermoë om dit te kan sê. Maar ons weet ook dinge as ons prentjies daaroor het, net daar's visuele kleure, daar's iets wat in jou kop opkom, wat vir jou soos 'n prentjie lyk. Maar dan is ons ook seker daarvan as dinge half hier kom lê, as jy dit kan voel. So dis in woorde, in prentjies en in emosies, waarvan ons van dinge seker is. Ons het laasweek met die Opstandingssondag gepraat en gesê dat daar eintlik 'n verskil is tussen stories en getuienisse. Stories is iets wat opgeteken is, dis dalk iewers in 'n argief, maar dat 'n getuienis 'n begronding is van iets, van 'n storie, en dat dit dan iets word wat jou beweeg. En ek wil vanoggend eintlik so 'n bietjie daarop voortborduur. Juist met die gedagte dat in die tyd na Jesus se opstanding, het Jesus nog vir 40 dae op hierdie aarde geleef. En die kerk het nou die gebruik om in hierdie tyd, vir die tydperk tot Pinkster dan, oor van hierdie tekste weer na te dink en daaroor te gesels, om te gaan sê, maar weet, hoekom het Jesus nog vir 40 dae op hierdie aarde geloop? Kon hy nie maar net na die opstanding op daardie einste Sondag of die Maandag net al op die hemelvaart gegaan het nie? Ek is daarvan oortuig en eintlik skryf die opstandingsverhale dit en ook die eerste hoofstuk van Handelinge, dat Jesus dit nodig gehad het om dit waar hy al vir 3 jaar lank mee besig was, weer te bevestig by die 11 disippels wat oorgebly het. God wou met hulle besig wees, hy wou die beweging bring. Want nou moet ons vir mekaar dit sê, dat dit lyk nie vir ons asof die kruisiging en die opstanding alleen die verandering gebring het nie. Dat Jesus was nog steeds besig na sy opstanding om 'n skuif te bring, om 'n beweging te bring, wat hy graag wou hê moes gevestig geword het by die 11 wat agtergebly het. En nou kan ons dalk dink, nee, maar met Pinkster het alles verander. In Pinkster was die beweging aan die gang en daar momentum gekom, maar dis 'n beweging
die groot beweging, waarmee God nog van die begin af met die mens besig was. 'n Skuif wat vir 3 jaar lank, ek dink wat Jesus mee besig was met sy disippels, maar dan ook dan voortgesit is in die 40 dae na die opstanding. 'n Skuif van 'n ek na u toe. 'n Skuif van 'n selfgesentreerde lewe na 'n God-gesentreerde lewe. 'n Skuif van 'n ek na 'n ek is. 'n Skuif van klein na groot, 'n skuif van nee na ja. 'n Skuif van hard na sag. 'n Skuif van my koninkryk na God se koninkryk. Henry Nouwen skryf nogal hieroor en dan sê hy dat voor ons gebore is, het God al 'n ja gesê oor my en jou lewe. En hy sê dan het ek en jy net een doel op hierdie aarde. En dit is om daardie ja terug te sê. En ek dink hierdie gedagte kan vir baie mense soveel rus bring, dat ek en jy net met een doel op hierdie aarde leef. En dit kon ook vir my al troos bring as waar ons familie in 'n moeilike tyd was en iemand aan die dood afgestaan het, sê dat hierdie geliefde wat nie by ons is nie, die geleentheid gehad het om terug ja te sê. Maar dan is hierdie terug ja sê nie net 'n eenmaal een keer gebeure nie, maar is 'n ja op 'n ja op 'n ja. Iets wat elke dag moet gebeur. En Jesus het hierdie ja, wat ons elke dag moet terugsê vir God, het hy dit baie konkreet uitgebeeld in die taal van die koninkryk van God. Die koninkryk van die hemel. En ons gaan dan in die tydperk tot en met Pinkster baie praat oor hoe lyk hierdie koninkryk van God. En dit klink na argaïese taal. Ek meen, wie praat nog oor koninkryke? Miskien nog as jy iets weet van die Britse koningshuis, sal jy iets sê van 'n koninkryk, maar Jesus sou iets bedoel het met daar moet 'n nuwe manier kom. 'n Nuwe regering. So dit is ook politiese taal. 'n Nuwe orde, 'n nuwe paradigma dat Jesus op hierdie aarde kom leef het en vir 3 jaar sy disippels gehelp het om 'n nuwe manier, 'n nuwe way te vind van lewe. En dat hy dan selfs na die opstanding dit wou vestig. En ek dink nie die ouens het dit verstaan nie. Want nou moet ons onthou dat al het Jesus opgestaan, al het hy verskyn aan sy disippels, hulle het dalk nog steeds nie verstaan het van hoe lyk die nuwe manier, die nuwe orde, die nuwe bestel, die nuwe koninkryk nie. So ek dink alhoewel hulle dalk daar gestaan het by die kruis, en alhoewel hulle dalk daar in die boventrek gesit het en die opstanding van Jesus beleef het, deur hy deur 'n muur geloop het, hulle nog steeds nie verstaan het nie. Hulle nog steeds half die koninkryk van Israel, wat 'n konkrete wêreldse koninkryk was, in hulle gedagte gehad het. Alhoewel hierdie disippels vir 3 jaar lank saam met Jesus geloop en geleef en geëet en gewerk het en hom hoor preek het en sien wonderwerke doen het, was hulle lewe nog steeds klein. Het nog steeds in terme van dualistiese denke gedink, wat ek en jy nou vandag kan uitbeeld in terme van lang, kort, wit, swart, bo, onder, rein, onrein. Want dit is hoe hulle nog wel daaroor gedink het, 'n aardse Messias verwag het, 'n aardse koninkryk, met 'n Israel visie geleef het, want dis wat presies wat ons raak lees in Handelinge 1. Dat Jesus staan op, hy verskyn aan die disippels, vir 40 dae lank is hy nog steeds weer besig met hulle, en dan nog steeds, gaan lees Handelinge 1, is die vraag aan Jesus, Here, is dit nou die tyd, dat u nou weer die koninkryk van Israel gaan vestig? Dat jy nou weer op die troon van Dawid gaan sit? So hulle het nog steeds 'n aardse koninkryk in gedagte. Die pennie het nog nie gedrop nie. En nou kan ons by onsself dalk dink, ja wel, met Pinkster het dit. Ek dink daar het momentum gekom, maar in Handelinge 10 sukkel Petrus nog steeds. Dan is hy nog steeds besig om te dink dat die koninkryk net vir die Jode is. So die nuwe koninkryk, die nuwe manier,
lyk my is nie iets wat noodwendig maklik kom nie. Dit is vir almal, daar's 'n uitnodiging, maar dit lyk tog asof dit moeilik is. En daarom wil ek 'n teks lees. Dit is Matteus 22. En voor ek die gedeelte lees, wil ek dalk net sê dat die koninkryk van die hemel, wat Jesus kom wys het, kom leef het, kom vestig het nie ten doel dat mense net kan hemel toe gaan nie, maar dat die hemel eintlik aarde toe moet kom. Kan ek dit weer sê? Die koninkryk, die manier, dit wat Jesus kom wys, het gaan nie oor dat mense moet hemel toe gaan alleen nie, maar dat die hemel al eintlik aarde toe moet kom. Dis hoekom Jesus het kon bid met die Onse Vader. Here, laat U wil wat geskied in die hemel ook dan nou hier geskied. So as Jesus dan vir die 3 jaar wat hy dan voor sy kruisiging met sy disippels klomp kere praat oor die koninkryk van God, gelykenisse daaroor vertel, dan probeer hy vir hulle iets sê van hoe moet dit hier lyk. Hier waar ek en jy konkreet lewe en elke dag wakker word en eet, saam met families leef en werk toe gaan, hoe moet hierdie koninkryk lyk? Ek lees vir ons Matteus 22. Hy het gesê, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n koning wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei het. Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep, maar hulle wou nie kom nie. Toe stuur hy weer ander slawe met die opdrag, sê vir die genooides, die maaltyd is reg. My beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed, kom na die bruilof toe. So kom ons vat dit net vas, die uitnodiging is vir almal, dis verniet, enigene kan daaraan deel kry, almal word genooi, dis 'n oop uitnodiging, daar's 'n groot partytjie. Maar daar's ook 'n tweede werklikheid. Maar die genooides het hulle nie daaraan gesteer nie. En die een het na sy stuk grond en 'n ander een na sy werkplek toe gegaan. Nou die Lukas vertelling sê vir ons, die een het gesê hy het 'n stuk grond gekoop, die ander een sê hy het 'n klomp osse gekoop, en dan sê die ander een so half, hy is getroud, en dat sy vrou mee waarskynlik verhoed om te gaan. So, die uitnodiging is daar, maar daar's verskonings. Ons lees verder, en party het sy slawe gegryp en mishandel en doodgemaak. So hierdie uitnodiging was 'n oop uitnodiging, maar tog het dit mense gegrief. Wou hulle nie hierdie koninkryk aanvaar nie. En die koning het kwaad geword en sy leer gestuur om daar die moordenaars dood te maak en hulle stad aan die brand te steek. Toe sê hy vir sy slawe, alles staan klaar vir die bruilofsfees, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teekom na die bruilofsfees toe. Toe het daardie slawe uitgegaan op die strate en almal wat hulle gekry het bymekaar gemaak, slegtes sowel as goeies. So die feessaal vol gaste geword. Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar 'n man wat nie bruilofsklere aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere aan? Maar die man kon niks antwoord nie. En toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete vas en gooi hom uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Wat 'n verhaal wat Jesus vertel het. Ja, aan die een kant hierdie geope uitnodiging, die koninkryk, die nuwe manier is vir almal daar. Ek en jy kan daarin instap. Die kruis en die opstanding het dit moontlik gemaak. Maar dit lyk nie asof dit maklik is nie. Dit lyk nie asof hierdie nuwe koninkryk so aanloklik is nie. Party het selfs die uitnodigers, die slawe doodgemaak. En dan is hierdie koning gegrief. En dan sien ons wanneer hy dan later wel by die feessaal opdaag, sit daar 'n man wat nie die bruilofsklere aan het nie. Nou ons weet in die ou Israel was daar die gebruik dat die bruidegom klere sou gee vir almal, wat ook dan
hier die bruilofsfees, hierdie troues partytjie sou bywoon, om hulle waardig te maak, om te sê, julle is hier op my terme, julle eet my kos, julle trek my klere aan. Ek dink ons lees dit in die verhaal raak van Simson, waar hy vir al die gaste moes klere gee. En nou is daar baie gewonder, nou wat het hierdie teks en Jesus nou bedoel hier met die gedagte van dat iemand nie die bruilofsklere aangehad het nie. Wel, dit is waarskynlik die eenvoudige interpretasie dat hy sy eie klere aangehou het. Dat hy wel, hoor net gou mooi, party wou glad nie deel wees van hierdie bruilofsfees nie. Dat hierdie persoon wel daar sit, maar dan met sy eie klere aan. Die gedagte van op my manier, op my terme, half 'n Frank Sinatra my way. Ek wil deel wees van hierdie koninkryk, maar net tot in watter mate en watter terme dit vir my goed is. Ek wil van die kos eet, ek wil daaraan deel kry, ek wil saam dans, maar ek wil my eie klere aanhou. Kan ons dit dalk so sê dat die koninkryk van God, die nuwe manier wat Jesus kom vestig het, is goeie nuus. Maar is nie goeie nuus vir almal nie. En hoor nou hoe ironies dit is. Die koninkryk van God is nie goeie nuus vir almal nie, omdat dit vir almal is. Kan ek dit weer sê? Die koninkryk van God is nie goeie nuus nie, omdat dit vir almal is. Want dit lyk juis vir ons asof dit nogal die twisgesprekke was waarmee Jesus met die fariseërs heeltyd in konflik was. Hulle wou dit eksklusief hou. Die koninkryk van God is vir 'n sekere klompie mense en juis omdat dit vir almal is dit nie goeie nuus vir almal nie. Want die koninkryk van God, die nuwe manier van leef, die nuwe way, breek grense. Dit sê dis vir almal. En ek en jy het baie keer 'n probleem daarmee. Ons sit nou in 'n baie vreemde tyd. Dit is 19 April 2020. Dit is 'n tyd van isolasie en afgrendel en ek is daarvan oortuig en ek dink ons sien dit alreeds dat die tyd waarin ek en jy nou leef, gaan ons mense sien op hulle beste of op hulle slegste. Mense gaan of nou besef ons almal suffer eweveel, of dalk nie eweveel nie, maar ons almal kry swaar. Ons almal het op 'n manier deel aan 'n stuk lyding. En dit kan moontlik maak dat ons na mekaar toe draai, dat daar 'n stuk eensgesindheid kom, 'n stuk deernis, 'n stuk medelee of ons kan dalk nou die slegste sien wat die mensdom ooit in hom dra. Dat die oerinsting van oorlewing nou gaan kom en dat ons dalk vir mekaar kan sê wat myne is myne en ek gaan hou wat myne is. Die hele gedagte dat die koninkryk van God eers bietjie moet terugstaan vir die koninkryk van die eie ek. So ek dink, net in die tydperk waar ons nou is, in ons land en in die wêreld, gaan vir die volgende maande en heel waarskynlik vir die volgende paar jare vir my en vir jou die uitnodiging bring weer eens waar die disippels was. Petrus moes kies tussen 'n koninkryk van Israel en 'n koninkryk van God. Tussen 'n koninkryk van Petrus en 'n koninkryk van God. En ek en jy gaan elke dag weer hierdie uitnodiging hoor. Meer as ooit. Dis 'n beweging, dis 'n skuif wat vir my en vir jou bitter moeilik gaan wees. Daar het onlangs 'n boek verskyn van Karl Barth, een van die grootste teoloë van die 20ste eeu, waarin baie van sy preke ten midde van die Eerste Wêreldoorlog in opgeteken is. En ek het nog nie die boek gelees nie. Maar die titel van hierdie boek staan vir my redelik voorop. Dat die titel van hierdie boek iets sê van dit is 'n unieke tyd vir God. Dat die wêreldoorlog, die eerste ene, vir hom 'n unieke tyd was waarin God weer opnuut vrae gestel het aan die mens. Die tweede oorlog was ook so 'n tyd.
en heel waarskynlik elke groot wêreldgebeure of persoonlike gebeure in my en jou lewe. April en Mei en Junie 2020 is 'n unieke tyd vir God. As jou huwelik nou in 'n moeilike tyd is dit 'n unieke tyd vir God. As jy nou bekommerd is en bang is oor jou finansiële toestand en jou besigheid, is dit 'n unieke tyd vir God. Die vraag wat na vore gaan kom is, my koninkryk of God se koninkryk? My weg of sy weg? My orde of sy orde? My terme of God se terme? Die opstanding van Jesus, alhoewel hoe kragtig, was nie noodwendig genoeg, en ek sê dit nou gekwalifiseerd, was nie noodwendig genoeg vir die disippels om in die nuwe koninkryk van God in te stap nie. Hy het die moontlikheid oopgemaak, maar hulle moes daarvoor kies. Hulle moes hulle eie koninkryke daarvoor opgee. Daarom sê daar 'n een teks, dat die koninkryk van God iets is waarvoor ek en jy moet stry, wat ek en jy eintlik val voor moet storm. Dit is nie iets wat maklik kom nie. Weet ek het so rukkie terug, kan nie onthou wie dit nie geskryf nie, so verskoon as ek nou nie dit kan mooi onthou nie, maar iemand het gesê, dat ons word baie kwaad en ons is baie ontsteld oor iemand soos Malema, wat sal ons huise wil hê en ons grond wil hê. Die koninkryk van God wil alles hê. Hy wil meer net hê as jou grond. En dis hoekom dit vir my en vir jou so moeilik is, om op God se terme te leef. Daarom is dit wonderlik aan die een kant, as ons sien hoe ons in hierdie laaste week kon gee en 'n verskil kon maak, en werklik dan kan droom en kan hoop dat God daardeur verheerlik kan word en nie ek nie. Toe ons geleer is om preek te maak, is dit altyd vir ons gesê, maar maak seker daar's 'n toepassing, maak seker daar's application, dat om net iets te sê en 'n teks uit te lê, beteken niks nie, dan moet applikasie wees. Ek weet nie hoe hierdie preek moet grondvat nie. Maar dit maak my baie ongemaklik. Ek weet regtig nie. Want die koninkryk van God destabiliseer my koninkryk. Dit meng in my manier van leef. En ek weet nie of ek daarvoor reg is nie. So ek weet ook nie hoe om met die preek te eindig nie. Richard Dawkins het gesê dat hy daarvan oortuig is dat daar 'n selfish gene in elke mens is. En hy het gesê, hy dink die mens sal gebore word en sterf met hierdie geen van selfsug in hom. Maar ek dink dat Jesus vir ons die moontlikheid kom oopbreek het, die manier hoe hy kom leef het en kom sterf het en kom opstaan het, dat ek en jy werklik kan kies vir die teendeel, vir medelee en vir liefde en vir deernis. Ek lees net een aanhaling deel van 'n professor Keltner wat sê, in human history shows that compassion always pulls through in times of war. Ek en jy het elke dag weer die geleentheid om ja te sê, my koninkryk of God se koninkryk, my manier of sy manier. En ons gaan vir die volgende 3-4 weke daaroor gesels. Ek weet nie wat beteken die boodskap vanoggend en wat is die toepaslike praktisering daarvan in my en jou lewe nie, want ek is bang daarvoor. My eie gerief, my eie voorkeure, my koninkrykie is vir my baie belangrik. Ek weet nie altyd of ek bereid is om dit te laat gaan nie. Want my koninkryk
my manier, my terme, kan baie maklik ook aangewend word ter wille van my geloof. Dat selfsug en die eie ek eintlik die enigste sonde is ook, waarmee ek geloof kan beoefen. So ek moet versigtig wees waarvoor ek bid. Ek moet versigtig wees wat ek vra. So kom ek eindig maar net af met 'n gebed wat ons kry uit die 8ste eeu uit. Here, as ek U liefhet uit vrees vir die hel, dat ek dan brand in die hel. En as ek U liefhet uit hoop op die paradys, weerhou dan die paradys van my. Maar as ek U liefhet ter wille van U self, weerhou dan tog nie U ewige skoonheid van my nie. Dis 'n diep gebed wat jou gaan ontroof van alle ekkigheid. Ons gaan afsluit en ons gaan luister na baie mooi weergawe van resurrection power. Want ek glo, anders as Dawkins, dat daar werklik iets kan wees. Dat daar regtig 'n krag, 'n kapasiteit, 'n vermoë, 'n teenwoordigheid gekom het vanuit die opstanding, wat werklik die disippels se lewens kom verander het. Wat 'n nuwe lewe en 'n nuwe orde, 'n nuwe mensheid gebring het. Mag ek en jy daarin instap, mag daar elke dag stukkies eie ek sterf, en mag daar elke dag stukkies nuwe koninkryke oopbreek. So voel hierdie lied en vat die krag. Kom ons leef in die opstanding.